U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuberg.co.za. Ons gaan ons Pinkster afskop by die tema dan, 'n terme van ware disippelskap. Maar voor ons aangaan, kom ons raak stil, ons vra die Here se seën op hierdie deel. Here Jesus, ons wil so aan die begin van Pinkster kom stil raak. Dankie vir die gebruik wat ons al jare kan hê, om vir so 'n week stil te staan, af te sluit van dinge in die normale wêreld. En u waarhede, u woord in te drink. En ons het die voorreg weer die jaar om dit in hierdie week te hê. En ons wil stil staan by wat is werklike disippelskap. Wil ek vra, Here, dat u ons oë daarvoor sal oopmaak. Daar is so 'n mistasting in kerke vandag. So 'n verwarring onder sogenaamde Christene. En mense wat hulle anders te leer, dat hulle nie meer weet wat vir u verwag van hulle nie. Dat hulle tevrede is met 'n bietjie afskeep godsdiens, en dink dat u tevrede is met die krummels van die tafel van hulle lewens af. En Vader, as ons met hierdie kardinale kerne ding besig is, wil ek vra dat u vir elkeen van u kinders dit weer diep op die hart sal druk. Dat ons onthou waaroor dit alles gaan en dit weer sal inskerp en weer vir onsself daarby sal hou. Ek bid vir die wat dit hoor, wat nog nooit werklik opgestaan het en u begin volg het nie, dat hulle dit ook sal doen. Sal hoor wat die Gees vir die gemeente sê en sal reageer daarop. In die Pinkster kyk ons na u. En ons vra, Here, breek die woord vir ons. Bring u wil vir ons. Bring dit vir ons duidelik. En word geëer in ons midde. Amen. Ek wil begin vanoggend, as ons praat oor wat is ware disippelskap, en die woord ware is baie belangrik. Veral in die uur waar ons aan lewe, in die wêreld waar ons aan lewe, is dit vir my baie duidelik dat in baie min kerke vir ons verkondig word, dit waaroor Christendom in sy wese werklik gaan. Daar is 'n Christianity light, 'n easy believism, wat oorgevloei het in ons land, wêreldwyd pos gevat het en oral geleer word. 'n bietjie van Christus is genoeg. 'n bietjie kerk toe gaan is genoeg. 'n bietjie Bybel lees, 'n bietjie daarvan is genoeg. Dis reg en is goed so as jy die Here dien, al is dit op jou terme en op jou manier. En nou gaan ons stil staan en kyk maar wat sê God. Die heilige God. Die koning van die konings. En wat verwag hy? Ek sien die kerk in die beeld wat die Here Jesus gebruik het van die 2 maagde, die 10 maagde wat gesit en wag het vir die bruilof, die 5 wyse meisies, die 5 dwaase meisies, en die verskil lê in wat ons gaan mee besig wees hierdie Pinkster. Dis die verskil tussen lewe en dood. Dis die verskil tussen die nominele Christen en die ware kind van die Here. Dis die verskil tussen om te hoor van die Here, kom in my goeie en getroue diensknegt, en om te hoor, ek ken jou nie, gaan weg van my af. Dis nie ligtelike goed waarmee ons besig is nie, en daarom moet julle dit indrink. En ek weet baie van julle ken hierdie dinge, en julle leef dit uit, maar is goed om dit vir onsself weer in te skerp, en vir myself, en net weer vas te maak, onthou dis waaroor dit gaan. Dat ek nie verstrengels raak op sy paadjies met dinge wat nie in die kern van dit alles lê nie. En dat ons onsself weer sal opstel, maar ook vir 'n wêreld dit sal verkondig. Dis wat die Here verwag. Vers 24 sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Net daai woorde.
Wat is ware disippelskap? Ek lees 'n aanhaling van Caleb Sinclair wat skryf, "It's discipleship, obedience, surrender. Those three words are almost synonymous." Daar word gepraat in kerke nog van disippelskap. Maar as jy hoor wat mense oor praat, en ek het al gehoor wat die ouens daaronder sê en daarvan vertel, dan is dit 'n disippelskap los van die ander twee terme. Twee terme wat in die kerk lankal nie meer oor gepraat word nie, en dis gehoorsaamheid en oorgawe, en dan praat ek nie eens van heiligheid en heiligmaking nie. Iewers langs die pad het die woord disippelskap totaal sy betekenis verloor. As ons 'n sensusopname gaan ingee en ons gaan kyk daarna, dan sal hulle vir ons sê, ek weet nie waar die sensus nou staan met hoeveel Christene, en ek sit in aanhalingstekens in hierdie land is nie. Dan gee hulle vir ons 'n vreeslike enorme getal. Ek wil weet hoeveel ware disippels is in Suid-Afrika van Christus. En ek dink net die hemelse sensus kan dit vir ons gee. Ons gaan dit sien die dag as ons in die hemel instap, en verbaas is, en tog nie verbaas is, want die Bybel wil ons voorspel, die wat ingaan is min, want die pad is nou. En ons waarsku mekaar van vroeg af, dat die ware kinders van die Here, ook in hierdie sogenaamde Christelike land, is inderdaad bitter min. Ons sien dit nou duideliker as 20 jaar terug, nee. 20 jaar terug was dit nog 'n bietjie meer onduidelik. Almal het gedink hulle is Christen, maar vandag skroom van ons nageslag en die volgende geslag nie om te sê, maar hulle glo nie in Christus en self om ons sleg te sê. Maar as ons praat oor ware disippelskap, moet ons eers praat oor wat voor dit afgaan. Wie was ek voordat ek 'n disipel kon gewees het? Want sê, niemand van ons word gebore 'n disipel van Christus nie. Die Bybel is baie duidelik dat ons 'n sonde ontvange gebore is. Ons belydenisskrifte sê dit so. Ek is verlore gebore, op pad na die ewige verderf toe. Jeremia 10 sê, ek weet Here, die mens kan nie self sy pad kies nie. Niemand kan sy koers bepaal nie. Van geboorte af is ons op pad na die ewige verderf toe, op 'n verkeerde pad. Daar's baie mense wat vir jou sal kom en te sê, maar luister hier, ek het al baie ver gekom op my lewenspad, en baie ver gevorder op my lewenspad. Val as jy nou jonger predikers, ek het altyd so gevoel toe ek jong was, die ou baas vir jou sê, ou moet nie vir my kom sê. Ek het hom nou lank op hierdie lewenspad gestap. Dan wil ek iets sê wat my broer gesê het, hy het nie op sy bek geval nie. Hy's een van die min meesterbouers in die land. En hy was besig met een van daai multiverdieping geboue in Johannesburg. En hy kom by 'n vertrek in waar 'n man wat al gevorder in jare is, baie ouer is, hy is besig om teëls te lê. En hy sê vir die oom, maar oom, jy lê die teëls verkeerd. En hy kyk hom so, hy sê, boet, ek lê hierdie teëls al vir 20, 30 jaar. My broer wat op sy bek geval is, sê vir my, oom, jy doen al vir 20, 30 jaar verkeerd. Dit help nie, ek het lank gevorder op my lewenspad. En dis 'n verkeerde pad nie. Nie waar nie. Dat ek nie op pad is na die regte eindbestemming toe nie. Nie waar nie. En kom ons staan stil en ons kyk en ons evalueer, as jy op die regte pad is en dankbaarheid sê vir Here, sterk dit vir jouself weer in, hierdie beginsels waaroor ons gaan staan in hierdie week. En as jy voel in jou hart, die dominee is besig om my te praat, moet nie hard vaart nie. Maak Pinkster 2025 jou nuwe begin. Dat jy hierdie pad stap. Maak jy saak hoe lank het jy gevorder is op die pad nie. Vir die man aan die kruis, hy kon net 'n tree in sy lewenspad gee, maar hy het die regte eindbestemming behaal. En dis wat belangrik is. Dis 'n pad wat ek nie by myself kan uitwerk nie. Dis 'n koers wat ek nie self kan bepaal nie. En dis waar my groot aanklag kom teen die gemaksteologie wat vandag in die kerk is. En dwarsdeur beoefen word deur soveel kerke,
dat jy die ware kerk vandag aan die mindere kry in 'n handjievol. Wat vir jou sal sê, maar luister die boet, jy kan nie bepaal hoe jy die Here gaan dien nie. Jy kan nie die terme vir die koning van die konings voorskryf. Dis hoe ek my godsdienst sal beoefen nie. Dis wanneer ek my Bybel sal lees nie. Dis wanneer ek sal kerk toe kom of nie sal kom nie. Dis wanneer ek my geloof sal lewe in 'n wêreld rondom my. Dis die beperking wat ek stel aan my getuienis rondom my. Jy kom nie voor 'n koning van die koning met jou terme nie. Ek kan nie bepaal hoe ek dit gaan dien, waar ek gaan dien nie. Daarvoor moet ons stil staan en luister na hom. Ons is besig met 'n reeks van Tauser, want dis die werke waar ek het hierdie bymekaar gesit het, 'n pragtige man van God, so ons gaan so af en toe aanhalings van hom kry, verdra dit maar ek haal dit aan, want Tauser is 'n baie meer geleerde man as ek, 'n absolute godsman, en hy vat dit so akkuraat vas. Hy skryf, apart from scriptures, we have no sure philosophy. Apart from Jesus Christ, we have no true knowledge of God. Apart of the unliving Spirit, we have no ability to live morally pleasing to God. Ons gaan dan 'n bietjie later sal ons praat oor die fondasie daarvan, die fundament. Maar hy haal aan wat Hebreërs vir ons sê. Hebreërs 11 sê vir ons, as 'n mens nie glo, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Ons moet dit glo. Hy is een wat die pad bepaal. In ons sonde het ons nie net die pad byster geraak nie, maar ons verhouding tussen ons en Christus en tussen ons en God is gebreek. So as ek 'n disipel van Christus moet wees, is ek die een wat hom moet navolg. En kom ons kom na die teks toe wat ek vanoggend by wil stil staan. En daar's 'n paar dinge ek wil uithaal, want hy stel vir ons hier die vereiste. Die vereiste kan ons optel in die eerste woord as, nie waar nie. As jy agter my wil aankom, die as sê dat hy stel 'n vereiste. As jy besluit, en ek het die reg om dit te besluit, ek het die vryheid om te besluit. Jy is doodvry om te luister die hele Pinkster, baie mooi getrou te wees elke aand. En op jou nog aan te gaan met jou ou lewe. Jy is vry om dit te doen. Dis jou besluit. Maar die gevolge is ook joune. Die twee loop hand aan hand. As, en die Here los dit, die voorwaardelike deel. As iemand agter my aan wil kom. Jy sien iewers in die kerk, in ons kerkgeskiedenis, het dinge in die evangeliese kerke omgedraaid geraak. Dat ons begin verkondig het en begin sing het, dat Jesus passief hier staan, amper so 'n hulpelose, patetiese figuur, en sê, kom net na my toe, en ek vat enigiets wat daar is, ek is so dankbaar. Asof hy die een is wat arm is, wat ons nou laas oor gepraat is, en die bedelaar is. Die teks sê vir ons, as iemand agter my wil aankom, wat beteken dit? Waar's Christus? Voor. In die beweeg. Daar's nie 'n scenario waar Christus my volg nie. En tog is dit wat 'n deursnee Christen vandag in hierdie land verwag. Dis wat hy sê is in sy manier om te besluit, hoe ek my Christendom gaan uitlewe. As die Here Jesus Christus agter my wil aankom, as hy welkom, maar dis die ding en dis wat ek gaan dikteer daaroor, en hy vergeet met wie hy te doen het. En hy het vergeet wat die voorwaardes is, en vanoggend ons op my stil staan daaroor. Wat is die vereiste van ware disipelskap? Die nommer 1 om van kennis te neem is, dat hy is God, en hy beweeg, en ek, en dis die woord disipel nie waar nie, volgeling van, ek volg hom. En nie net volgeling en disipelskap nie, dis nie net 'n fisiese nabeweeg nie, as iemand 'n disipel van 'n leermeester is, sit hy aan sy voet en hy drink alles wat sy meester vir hom leer, en hy word in ons moderne term 'n kloun van sy meester. So as jy in die voete van Gamaliel gesit het, en ouens het jou geluister en sê, o ja, nee wat, ek weet jy by Gamaliel geleer. Ek kan hoor in jou spraak, manier hoe jy dink, en al die dinge.
Dis tipies Gamaliel. Jy's 'n student van hom. Hoeveel te meer vir my as 'n kind van die Here, as ek in 'n wêreld beweeg, rondom my en praat met mense kan stil staan sê, maar jy's 'n Christen, hè? Dis disipelskap. Ek word meer en meer soos hy. En tog is daar mense wat dink, maar Christus moet meer en meer word soos ek, en dit gaan net nooit gebeur nie. Daarso skryf hy oor baie terug, net so eentjie later aan. Hy sê the question ought not to be whether I will accept him. The question ought to be whether he will accept me. That's why die kaartjie om. Sal Christus my aanvaar? Kan hy my aanvaar? Ek herinner wat ons nou laas oor gepraat het, toe die Here met in Nazareth met sy mense gepraat het. Hulle wil hulle terme dikteer. En die vraag wat hulle ons gevra het, maar Here, sal jy u vir my as Nazareth, sal jy u vir my wat hier sit, sal u my aanvaar? Ja, as jy arm, lint en kaal en afhanklik is, ja. Dan is jy op 'n goeie plek vir die aanvaarding. Johannes herhaal hierdie woorde, sê elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Ek volg hom. Ek kan hom toe. Ek het die voorreg om gies te wees om aan hom te behoort. Dis die belangrikste ding in jou lewe. Daar is niks so groot en van so 'n geweldige belang in jou lewe as dat jy aan Christus behoort en dat jou saak met hom reg is. En tog is dit vir 'n baie lae prioriteit. Hierdie besluit het reperkusies in hierdie lewe, hoe jy die lewe gaan leef en wat jy gaan ervaar, maar veral in jou ewige lewe. As ek nie op hierdie pad loop nie, dit maak nie saak hoe ek hierdie pad loop nie, as hy nie na die hemelse stad lei nie, gaan ek nie by die hemelse stad uitkom nie. En Christus bepaal die weg na die hemelse stad, en die terme daarvoor, en dis hoe ek dit bewandel. Hoe kom ek op hierdie pad? Hoe kom ek in hierdie lewende verhouding met die Here Jesus Christus, en ons staan stil by die koor in die begindeel daar, voordat ons aangaan in die week, om het bietjie uitmekaar uit te haal. Nou as jy na my toe sal kom, met die grootste liefde, en dit is baie lekker om dit te doen, saam met iemand te sit, en daar is niks so heerlik is van iemand voor jy kon sit en sê, maar Here, Dominee, hoe volg ek die Here Jesus Christus? Hoe gee ek my lewe aan hom oor? Nou tradisioneel sal ons altyd vir jou 2 dinge sê, maar so in die laaste jare het 'n derde ding bygekom, en ek het al almal van hulle gebruik, en mense herhaal dit so wisselend. Wat sê die Bybel? Wat sê eerste ding wat ek moet doen? Jy moet glo. Die Bybel sê dit. Handelinge 16, toe hulle vir hom vra, maar wat moet ons doen om gered te word? Glo in die Here en jy sal gered word. Jy en julle huisgesin, wat die tronkbewaarder gevra het. Glo. En natuurlik, soos ons nou in eredienste mekaar praat en die Bybel uitlê, verduidelik kan vir julle dat geloof baie meer behels as net 'n kognitiewe erkenning van. Ons praat van hier, jy moet weer gebore word, en wat dit alles behels. Saam met dit sal ons praat daaroor dat jy moet die Here aanneem. Johannes 1. En almal wat hom aangeneem het, die wat hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Daar's 'n aanneming. So dis nog steeds deel van die definisie van geloof, maar daar's 'n aksie van my kant af. Ek aanvaar dit, ek koop dit, ek maak dit myne. Ek staan op en ek volg hom. 'n derde ding wat bygekom het, en dit is in ons evangeliese kerke oor die afgelope, ek wil sê 'n paar dekades, is die term dat jy moet Jesus aanvaar vir Christus in jou lewe. Ek dink julle het al baie gehoor. Jy kry baie van hierdie kerke wat 'n dienste sal hou, dan het hulle altaarkol. En die altaarkol sê, almal wat Christus wil aanvaar, kom vorentoe. Nou ja, daar's positiewe en negatiewe dele daaraan. Baie van die groot saamtrekke ook, waar daar gesê, mense wat Jesus aanvaar, steek jou hande op. Die probleem is wanneer dit 'n aanvaarding is, nie op God se terme nie, en 'n aanvaarding is wat baie lig is. Die woord aanvaar
vir Christus as jou verlosser en saligmaker kom nêrens in die Bybel voor. Maar as ons hom gaan definieer en wat die bedoeling daarvan is dit iets wat ek kan gebruik. Maar ek moet dit reg sien. Dit kan nie 'n aanvaarding wees op 'n ligtelike lyn en te sê, maar aanvaar hom as jou verlosser en saligmaker en ek neem kognitief kennis daarvan. Ja, hy is die koning van die koning, hy het gesterf, histories het hy bestaan, hy het opgevaar na die hemel. Maar dit het geen effek op my lewe nie. Dit is net 'n kognitiewe aanvaarding, 'n erkenning. Dit kan nie ry met wedergeboorte nie, soos ek nie die terme kan insluit wat hy het en wat ware geloof en alles is onder die woord aanvaarding, dan is ek met iets verkeerds besig. Goedkoop aanvaarding is uiterlis dodelik vir die sogenaamde Christen in die kerk. So 'n oppervlakkige aanvaarding, dan dink die persoon, maar ek is reg by die Here, ek het ons by daai geleentheid opgestaan en ek het my hartjie vir Jesus gegee. Maar jy weet, as daar nie 'n verdere beweging is nie, dan was dit sinlose woorde en sinlose gebare. En ek is nooit geplaas op 'n pad en 'n nuwe lewe in hom nie. Paulus skryf ook hieroor, hy sê, my concern in this matter is my feeling that easy acceptance has been fatal to millions of people who may have stopped short in matters of faith and obedience. Die wisselterme van disippelskap om in geloof en in gehoorsaamheid en in navolging die pad agter Christus aan te stap. Disippelskap. Is jy werklik 'n disipel van hom, wat in jou hele lewe en jou hele leer besig is om hom te volg? En ek wil vra in 'n oomblik van stilte binne jouself, vra o Gees van God, want hy is die Gees van die waarheid. Is dit so of as jy onrustig daaroor? As jy onrustig daaroor is dit nou tyd vanoggend om hierdie saak met hom reg te maak. En ons gaan net nou oor praat oor die vereiste wat voor dit lê. Daar is sekere dinge in die lewe wat ek en jy nie kan bekostig om oor verkeerd te wees nie. Daar's te veel op die spel. En die diepste en die grootste daarvan is of ek werklik aan Christus behoort en 'n lewe in hom het. En vanoggend gaan ons in die Pinkster gaan ons daarby stil staan omdat dit so krities belangrik is, want my ewigheid is op die spel. Die duiwel probeer in al sy vermoë wat hy kan hê om jou weg te hou van die tema af, jou nie te laat dink daaroor en na te dink daaroor nie jou siel en jou toestand te evalueer nie, maar in die naam van Christus hy vanoggend hier geen plek nie, so die Gees kan indring. En luister wat die Gees sê. En as jy onrustig is, hoef nie onrustig te wees nie. Dis baie eenvoudig om te doen, om te sorg maar dat ek aan die eerste en die grootste vereiste van disippelskap sal voldoen. Help nie, ek roep iemand op tot 'n beslissing van Christus. En hy kom hier na vorentoe en ons merk in ons boekie, ons het vanoggend 'n diens gehou en 12 mense het hulle harte vir Jesus gegee. En ons doen verslag aan ander mense in kerke en met groot lof praat ons van hoeveel ouens hulle harte vir Jesus gegee het, nee. Maar daar's geen pad en geen lewe in gehoorsaamheid wat daarna volg nie. Het net mooi niks bereik. Inteendeel, ek het dit dalk moeiliker gemaak vir ander om tot bekering kom. Dink net vir 'n oomblik, as ek 2 voorbeelde kan gebruik, aan Moses. Toe hy die opdrag kry, julle moet bloed aan die kusyne verf, dan sal die doodsengel by julle verbygaan. En die mense sê, ek hoor jou Moses, ek aanvaar wat jy sê, dis reg. Dit klink goed, dis wonderlik. Ons weet die doodsengel gaan vanaand verby beweeg,
Ons is wonderlik dat die Here dit gaan doen en dat hy ons gaan oorslaan. En wat gaan gebeur as hy nie die bloed aan die kusyne verf nie? Dan gaan baie rou in daai huis wees aan, nie waar nie. Daar's 'n opdrag wat gegee word. Daar's terme wat bepaal word in dit dat die Here vir hom sê, maar daar moet bloed aan die kusyne gesmeer word. Met ander woorde, ek gee vir jou die opdrag. Jy moet ingaan na die huis toe, jy moet jou skaapie, jou bokkie vat, jy moet hom gaan slag. En jy moet sy bloed vat en die kusyne gaan vee. Dit's dinge wat fisies gedoen moet word. Dan sal die engel by jou verby beweeg. Help my, ek sit en luister daarna. Ons sal sit en debatteer daaroor. Kan ek my buurman se bloed gebruik? Kan jy dink allerhande nonsens wat hulle oor gaan praat? Hoe keer? Wat is die opdrag? Bly by die opdrag. So eenvoudig. Weet jy, evangelie is so eenvoudig dat voorskool, laerskoolse kinders kan dit volledig uitleef. Dit is net groot mense en verharde harte wat onnodige vrae wil stel. Hier sal hulle met die verlore seun. Iemand van ons sê, maar jou pa is mos 'n ryk man. Hy kom ons vir jou alles gee wat jy nodig, kom sit jy en pele eet. Ja, my pa sal my aanvaar en hy sal my terugvat en al die dinge. Help my aanvaar sy pa se aanvaarding en hy bly in die varkhok sit nie. Sy lewe is nog dieselfde. Hy praat met lof oor sy vader. Hoe goeie vader hy is. Wat sy vader alles doen, hoe hy vir mense voorsien. En besing al die pragtige waardes van sy vader. Maar hy sit in die varkhok. Hy is nog dieselfde ou persoon wat hy altyd was. Dit is 'n las wat die Here swaar op my hart, maar hele bediening nog gelê het, so die wat lank is weet dit. My hartseer deel is die mense wat binne die kerkbank help, wat help is. Baie positief oor die Bybel, oor Jesus Christus, oor die evangelie en alles daarvan, maar dit het geen effek in hulle lewens nie. Dit bepaal nie môre hom by sy werk en hoe hy lewe en wat alles aangaan by sy werk nie. Jy sien, daar's nooit 'n gehoorsaamheid in 'n geloofslewe wat hy beweeg het nie. En hy sal sin, hy sit nog in die varkhok en hy eet nog die pele. Daar is 'n werk aan sy aanvaarding wat gedoen moet word. My tweede vereis, as iemand agter my wil aankom, behels ek moet dit koop, hierdie dinge. Nou wil ek vir 'n oomblik hier stil staan, tyd laat ons nie toe verby aan nie, maar dis waarop dit neerkom. So kom ook die baniere opgesit, daai in gaan bly, ons gaan nog net so een keer afhaal, so laaste dinge jy kan nog werk, maar ek wil hê as julle inkom, moet julle daaraan vaskyk. Dis waaroor dit gaan en wat vir ons verwag word, is kardinaal. Paulus druk dit uit, maar in 'n bietjie ander woorde, maar as dieselfde beginsel. Hy sê to accept Christ in anything like a saving relation is to have an attachment to the person of Christ. And that is revolutionary, complete and exclusive. Dis waar die groot verandering is tussen die nominele Christen en die kind van die Here Jesus Christus. Dis waar die 5 meisies van die ander geskei word, is op hierdie punt. In hulle lewende verhouding met Christus het daar iets gebeur. Die eerste wat hy noem, revolutionary. Ons praat daarvan radikaal. As iets revolutionêr is, ons sê ons, hulle het nou iets nuuts uitgebring. Dis totaal anders as die vorige. Hier is 'n hele stuk nuwe tegnologie wat ons het, wat jou lewe verander. Die eerste term van disippelskap is dat ek het 'n verhouding met Christus wat totaal anders is. Totaal nuut is. Dis revolutionêr. Dis radikaal anders as selfs baie in die kerk. Daar's 'n lewende verhouding met die lewende God en in besonder die lewende Christus. Daar was eers iets anderste. Galasiërs skrywe, wat my betref is deur die wet is ek vir die wet dood. Ons het gelewe in die wet.
En dis hoe die wêreld leef en die mens leef. Ek maak my reëls, ek maak my regulasies en selfs binne die kerk sal baie Christene wat leef in die wet. Wat is Christendom? Christendom behels ek moet kerk toe gaan. Ek moet 'n goeie mens wees en ek sit dit in aanhalingstekens want dis 'n hele ander topic daai wat ons in elk geval nooit behaal nie. Ek moet my Bybel lees, ek moet bid. Ek moet 'n bydrae gee vir die kerk. Wat het ek alles? Dis alles wet. Dis alles godsdiens. En nie een af van red nie. Dis my terme hoe ek God gaan dien. Dis my terme hoe ek Christus gaan dien. En ek het 'n benoudheid in my hart van die wederkoms is naby, dat daar baie in hierdie land is wat gaan by die wederkoms net hoor van Christus, ek ken jou nie. Want die belangrikste is nie of ek hom ken nie, die belangrikste is of hy ken hy my. Behoort ek aan hom? Is ek in hom? En die eerste ding om disipel te wees, is dat my verhouding met Christus is radikaal anders as wat dit was. Voorheen was dit uiterlike godsdienst, dinge wat ek probeer doen, het probeer reg doen, het probeer om myself te verbeter. Dis lankal nie meer so nie. Ek het gesterwe in Christus. Die wêreld en die dinge van die wêreld, my ambisies, my ideale, al daai goed maak nie meer saak nie. Maar my lewe in hom is wat saak maak. Dis 'n radikale verandering. Ek kan nie sê ek is weergebore en ek is dieselfde mens nie. Net so kan ek nie sê ek is 'n disipel wat stap op hierdie pad en ek leef nog dieselfde nie. In elke mens se lewe moet daar iewers 'n radikale koersverandering wees. Daarom moet Johannes 3 sê, as jy, en hy bedoel elke liewe mens, nie weergebore word nie, is jy nog besig om jou ou koers te behartig, hoe godsdienstig dit ook al mag wees. Jy is al vir 80, 40, 50, 60 jaar besig om verkeerd te teel. Daar kom 'n radikale verandering. Op die term, en ons gaan in die week daarby stil staan, vanoggend is nie om alles oor te praat nie. Dis net Christus se terme. Ek moet hom aanvaar. Ek moet hom volg. En die gevolg daarvan, dit is radikaal anders. Revolusionêr. Ek is saam met Christus gekruisig, kompleet. Die sentrale deel wat ons daar het. Elke deel van my lewe. My lewe het eers gegaan destyds oor wat ek wil hê, waar ek wil gaan, wat ek wil doen, en alles daarmee saam. En ek wou self vir die Here gesê het, maar Here, moenie slegte dinge op my lewe bring nie, moenie moeilike dinge, ek wil 'n maklike en ek wil 'n lekker Christendom hê. Kyk jy hoor hoe praat ek en dikteer ek. Terwyl as Here my roep, ons het gepraat oor Jesaja wat gesê het, ek plaas jou op die highway of holiness wat loop deur die woestyn. Here, U is die sentrale deel van my lewe. As U deur 'n woestyn loop, ek is daar. Waar U ook al uit, daar is ek. U vat my. U is in die kern, U is waarom my lewe draai. En alles. Eksklusief sê hy. Eksklusief totaal. Nie dat ek ander mense, ander verhouding, ander dinge uitsluit nie. Maar al my verhouding en al die ander dinge word bepaal en gedikteer deur my verhouding met hom. Vir die wat jonk is nog, man en 'n vrou soek, kerel soek en alles. Dis reg, soek 'n kerel. Maar jou verhouding van Christus bepaal wie jy soek nie waar nie. En met wie jy in 'n verhouding sal aangaan. Met wie jy saam met besigheid sal doen en nie sal doen nie. En so dikteer die Here, ek behoort eksklusief aan hom. Hy is die totaliteit van my lewe. Galasiërs wat sê, is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Ek is dood, sê Paulus. Alles waarvoor ek gestaan het, waaraan ek vashou, wat vir my belangrik is, het gesterwe. Ons gaan ook daaroor praat in die week. Dat 'n radikale omswaai in sy lewe plaasvind. Fundamenteel.
U in die verhouding met hom staan bo alles. Ek kan nie sê ek is 'n disipel. Ek is 'n navolger. Voor ek nie hierdie tree gegee het nie. Voor ek hierdie begin gemaak het nie. As jy die Comrades legally wil hardloop, dan spring jy by die wegstreep weg. Jy gaan nie tel as jy langs die pad deur 'n kar neergesit word nie. Ek sal ook die Comrades hardloop as hulle my net so 100 meter voor die eindstreep neersit. 100 meter klink nou ver. 5 meter voor die eindstreep. Weet nie of ek 100 meter sal haal nie. Geestelik gesproke. Ek begin by die begin. U is my koning, U is my God, my lewe behoort aan U. Niks meer vir myself. Niks om myself. Om Christus te aanvaar, beteken om sy weë te aanvaar. Ek is 'n volgeling van hom. Amen. Here Jesus, ons hoor die terme. Is terme wat vir niemand verander nie. Dis terme wat vas staan tot en met U wederkoms. As iemand agter U wil aankom, moet hy homself verloon. Sy kruis opneem en U volg. My eie dood. Dankie dat ons hierdie week by hierdie dinge kan stil staan, elkeen van hulle in detail op. En ek wil vra vanoggend dat hier wat sit, en die wat oor die internet hierna luister, dat hulle sal hoor wat die Gees vir elkeen van hulle afsonderlik sê. Ek wil vra, Here, dat elkeen sal seker wees. Ek is op hierdie pad. En as ons klaar is hierdie week, dat daar by nie een van hulle twyfel sal wees. Wat U van my vra, wat U van my verwag in hierdie lewe nie. Dankie dat ons kan duidelik wees daaroor. Dankie dat daar 'n lewe in U is, saam met U is. Baie dankie dat ek nie tevrede hoef te wees met 'n godsdiens, met reëls en regulasies en sielsdodende dinge nie. Maar dat ek U kan geniet, en 'n lewe in U kan hê, 'n lewe wat totaal anders is wat dit ooit was. En ek begeer dat elkeen dit sal ervaar. Die vreugde hiervan, nie net vir ewigheid nie, maar nou. Die vreugde wat ons kan ervaar, al staan ons by die dood in die kus van 'n geliefde, dat ons daar kan staan met 'n loflied in ons hart, want my koning lewe, en ek behoort aan hom, en hy aan my. Ek eer U. Wonderlik om U te ken, wonderlik om aan U te behoort, en 'n eer en 'n voorreg om 'n disipel